Baie welkom by nog 'n koffiekuier. Dankie dat jy saam kuier en luister en saam dink. Baie welkom Rian. Dankie. Ons is by Psalm 49 en ek lees vir ons uit die 83 vertaling. Moet jou nie daaroor kwel dat mense ryk word nie. Vir die koorleier van die Koragiete 'n psalm. Luister hierna, al julle volke, gee aandag. Julle almal wat die wêreld bewoon. Elke mens, sonder uitsondering, ryk en arm. My mond gaan suiwer wysheid praat. Wat ek gaan sê, sal van insig getuig, want ek hoor 'n woord wat my wysheid gee, en terwyl ek op die lier speel, wil ek die geheimenis verklaar. Waarom sou ek my in moeilike tye kwel, as ek bedreig word deur die onreg van bedrieërs, van mense wat net op hulle besittings vertrou en met hulle groot rykdom spog? Een mens kan tog nie ander loskoop van die dood en aan God 'n losprys vir hom betaal nie. Die prys vir 'n mens se lewe is te hoog. Wat hy kan betaal sal nooit genoeg wees, dat hy vir altyd sal lewe en die dood nooit sal smaak nie. Elkeen sien dit tog, wyse mense sterwe, net soos dwaase en sotte, en laat hulle besittings aan ander na. Die graf is vir altyd hulle tuiste, van geslag tot geslag is dit hulle woonplek. Al het hulle eenmaal grond op hulle naam gehad. Met weelde en al leef die mens nie vir altyd nie. Soos die diere, so kom die mense ook tot 'n einde. Dit is die lot ook van mense wat op hulle self vertrou. Die uiteinde van die wat ingenome met hulle self, soos skape is hulle bestem om te sterwe. Die dood is hulle wagter. Sonder meer daal hulle in die graf in. In die doderyk verdwyn alles waarop hulle vertrou het. Vir hulle bestaan dit nie meer nie. Maar vir my sal God loskoop uit die mag van die dood. Ek sal aan hom behoort. Moet jou nie daaroor kwel dat mense ryk word, dat hulle besittings baie word nie. Want as hulle sterf, neem hulle niks saam nie. Hulle besittings sal hulle nie volg nie. Al verlustige mense om in 'n voorspoedige lewe en al prys die mense om omdat die mense om vir hom goed gaan, so sy voorvaders sal ook hy moet sterwe en hy sal die lig nooit weer sien nie. Die mens wat met weelde en al 'n dwaas bly, is soos 'n dier wat vergaan. Tot sover. Kom ons bid saam voordat ons hierdie teks uitmekaar trek. Here Jesus, dankie dat ons, wanneer ons hierdie teks lees, vir U kan ook vra vir wysheid. Dankie dat U woord ook deur die Gees vertaal word in ons hart. En as ons so saam dink, ek en Rian, en dan ook almal wat inluister, wil U ook deur die Gees in ons harte spreek. Amen. So, wat ek kan agterkom is daar twee groot verklaringspunte as mens na 49 gaan kyk. Die een is om te sê, maar moenie op geld staat maak of besittings, is die een groot tema, en dan die groot ander tema is dan die dood en wat gebeur in die dood en hierna, as mens nou hierdie lewe wat gebeur daarna. En dis lyk my die twee hooftemas van 49. En dit kom almal oor. Ryk en maak nie saak hoe ryk of hoe arm jy is of hoe slim jy is of 'n dwaas of 'n sot soos die Psalm dit uitdruk nie. Niemand gaan die dood vryspring nie. En ek dink dis belangrik dat 'n mens verstaan, soos jy nou heeltemal reg gesê het. Dit beteken nie gelowiges is iets en ongelowiges is iets anders nie. Daar's ryk en arm mense oral. Ja. Nou, jy weet die oor Psalm 49, ek en my vrou ry na die dag, en ons luister oor die radio na 'n lied, twee mense wat sing, en ek sê vir my vrou, jy weet, altoe hierdie mense wat hier sing, is predikantskinders. En sy sê vir my, dit bly nogal vreemd, dat dominee se kinders half en half altyd op daai plek is wat hulle boundaries push. En ons het nou 'n lang gesprek daaroor, en toe sê ek vir hom, maar eintlik weet jy, is dit nie wat geloof in praktyk is nie. Om na dit wat ons beleef te kyk, en te vra, maar is dit wat ons sien, waaroor dit gaan? Of is daar nie iets anders wat ons mis nie?
So eintlik elke Sondag as ons as gelowiges bymekaar is, dan toets ons die grense. We're pushing the boundaries. Om te vra, maar is dit wat ons sien? Is dit regtig? Ja. Is dit waaroor dit gaan? En dis my hierdie hele Psalm se ondertoon, nie? Moenie jou vas staar in goed en dink dis waaroor dit gaan nie. Daar's iets meer. Ja, net by dominee se kinders, ek dink ek probeer altyd, as ek nou my eie kinders en hulle is mos nog klein, so jy weet mos nou nie waar hulle gaan uiteindig nie, so ek is maar redelik stil as sulke gesprekke, groen koring op die land. Maar ons het nou die laaste ruk met die paus se afsterwe en die nuwe kies van die paus, dan probeer hy altyd bietjie meer inligting gee, probeer hulle verstaan in die groter hoe verskil ons, hoe werk dit, wat is anderste, die rituele. So ek dink daar kom soveel inligting by, dat hulle wonder partymal, maak ek nie my eie kinders net die mekaar, wil hulle so graag help om nie die mekaar te wees, en dat ek hulle dalk, so ek dink, dit is maar dit is ja, want ek probeer vir hulle sê, moenie net kyk vas dit wat jy nou sien nie, maar daar's meer as net dit, daar's meer as die wit jas, daar's meer as net, hulle is reg en ons is verkeerd, of hoe dit ook al sê. So ek dink dit is waar, Psalm 49 sê, armes en rykes gaan dood. Gelowiges en ongelowiges kry swaar. Almal word gekonfronteer met die dood. So definitief, ja, want van buite af lyk dit mos altyd of ryk mense nie swaar kry nie. Of dat rykdom jou it's your ticket out. Ja. En dan kom Psalm 49 en hy sê vir ons, moenie julle daaroor laat voel nie. Nou, weer is interessant, ons nou die afgelope paar weke se psalms, lees ons almekaar van die Koragiete. Nou, dit lyk vir ons is eintlik die Ou Testamentiese band. Dis die ouens wat die voorsang en die lofsang en lofprysing en al die goeders bestuur het, gekoördineer het. So hierdie is ook maar weer 'n psalm wat mense sing wat sê, weet jy, daar's iets meer in die lewe. Kyk, dit klink mos nou baie soos prediker. Ja. As jy nou, dit klink asof dit dieselfde mens kon wees, of dieselfde denkwyse is daar rondom, maar definitief is die draaipunt by vers 16 wat sê, maar vir my sal God loskoop. So dis die hele tyd, die dood is daar, en moenie dink, almal gaan dood, en almal, jy het nooit genoeg geld om iemand uit die dood uit los te koop nie, en dan in vers 16 wat sê, maar God sal my loskoop. So die Ou Testament droom ons altyd oor die loskoop, en na Jesus kyk ons terug oor die loskoop, en dis daai draaipunt. Wat interessant is, want ons sien tog in die Ou Testament is daar definitief ouens wat nie glo in die lewe na die dood nie, of dit baie onseker is oor wat gebeur daarna. Maar dit lyk tog of Psalm 49 sê, maar vir die gelowige is daar 'n loskoop, en dan is jy vir ewig by God. So definitief 'n ander stem wat ons ook moet hoor uit die Ou Testament. En interessant hoe jy dit nou sê, maar vir u het my losgekoop, want dit veronderstel ek is ook blootgestel aan dood. Ja. En ek dink dis 'n belangrike ding, jy weet, veral in 'n kultuur waar 'n voorspoedteologie kort maar sy kloue kom inkry onder mense, nee, wat halwe groot, maar ek glo in die Here, en ek glo dat hy vir my net die wonderlike en die mooiste en die rykste en die grootste huis en 'n super yacht op die oseaan, al die goeders. En dan kom Psalm 49 en hy sê, daar's eintlik geen verband tussen die twee nie. Ja. Hy kom sê, almal, soos heeltemal reg gesê toe prediker ook, daar's tyd om gebore te word, daar's tyd om te sterwe, daar's tyd om te lag, daar's tyd om te huil, daar's tyd om te bou, daar's tyd om af te breek. Dit beteken nie, daar's 'n kronologiese orde nie, beteken maar net, dat dit is soos die lewe is. Vandag is jy daar, en môre is jy nie meer daar nie. En die lewe gaan aan, jy weet, ek het al baie keer as ek so vreeslike nag gehad het saam
sal mense en hulle het vannag hulle kind verloor of wat het ook al is, en môreoggend stap jy uit en die son begin so breek en die kar begin so daar by Milpark verby op die snelweg, dan sit so half asof jy wil hê, maar die wêreld moet stil staan. Alles moet net donker bly en stil staan, want jy het die mense die vreeslik smart beleef en dan kom die psalmdigter en sê, weet jy, dit tref ryk mense, dit tref arm mense, dit tref gelowiges, dit tref ongelowiges, maak nie saak nie. Dis die normale verloop van die lewe. En onthou dit, as dit jou tref, is daar niks wat jy kan eintlik daaraan doen nie, daar's niks wat jy kan saamvat nie. Kyk ja, ons sê mos altyd wat is daar, die doodskleed het nie sakke nie, of het nie 'n venterwaandjie aan die... Ja, aan die lijkswaan nie. Ja, en dis tog wat Psalm 49 kom sê, maak nie saak hoe baie jy gehad het nie, jy kan dit nie saamvat nie. Jy kan jouself nie loskoop met dit wat jy het nie. Daai kom van God af. Dis die genade wat God wat ingryp en dit gee. En ek dink dit is belangrik om dit hier raak te sien. En ons het die afgelope tyd gesien met die internasionale finansiële markte wat so in duie gestort het en mense miljarde verloor het. Dink ek het herbevestig dat rykdom is een van die goed wat, of armoede, wat oornag kan verander. Ja. So daar lê geen vastigheid en sekerheid daaroor nie. Of jy ryk is of jy arm is, jy gaan doodgaan. Dis net soos wat die geuite uitdrukking altyd sê, dis nie die kleur van die lakens wat verskil. Ja. Nee? Maar ons gaan almal die ewigheid in op presies dieselfde manier. En dan kom die psalmdigter en hy sê so, wat maak ons anders? En dan kom hy met hierdie draaipunt om te sê, die Here red ons uit hierdie goed uit. Ja. Nou, die Here se redding beteken nie altyd dat dit my finansiëel of materieel met my beter gaan, omdat die Here nou myne is nie. Dit lê op 'n heeltemal ander vlak, wat eintlik niks te doen het met 'n materiële wêreld nie. Ja, en ek dink geld is op die ou end neutraal. Ek dink op 'n stadium het dit so half geklink asof die kerk teen geld is. Ja. Alles wat geld is sleg. En dit is Dis eintlik 'n baie mooi uitdrukking, dis baie neutraal, né? Ja, dit wat dit aan my doen kan positief of negatief wees. Maar geld het nie 'n waarde nie. Dit het hoogstens 'n ruilmiddel. Dis 'n hoogstens 'n ruilmiddel en ek dink dis wat hierdie teks wil kom sê, of jy dit het of jy dit nie het nie. Op die ou en dan is die lewe in God se hand. Daar's so baie plekke waar die Bybel sê dit en dit en dit, maar God. En ek dink hierdie is een van daai mooi wat sê daar's moeilikheid oralste en mense met baie geld het ook moeilikheid, maar God. En ek dink dis wat vir my belangrik is om hier raak te sien was. Ek dink ons sukkel partymal om oor die dood te praat. Dood is nie noodwendig vir ons iets wat ons graag om die tafel wil bespreek nie, maar ons almal moet voorberei vir die dood. En ons sien die chaos as iemand skielik weggeneem word en daar was nie beplanning nie of daar was nie daaroor gepraat nie, dan is die chaos daar. So ons moet voorberei vir die dood en ons moet eintlik ons reg maak vir dit wat gebeur na die dood. Ek dink dis waar die psalmdigter ons ook waarsku. Toevallig het die kinders vanoggend in die kar, ek dink omdat dit so onseker is wat gebeur as iemand doodgaan en hoe lyk dit daar, hulle nou weer maar wat is dit? En een van die kinders sê toe, ja, maar hulle het gehoor van 'n ou wat daar was en teruggekom het en is dit die waarheid? Ek sê my kind, daar's baie sulke stories. So ek is die laaste een wat sê dit is nie die waarheid nie, maar dis ook maar 'n belewenis en 'n ervaring. En ons moet gaan kyk wat sê die woord daaroor en dan pak jy nou maar die storie daar rondom uit. Maar ja, ons moet voorberei vir die dood. Ons moet daaroor praat. Nou, my oudste werk, so in sy aftydjies, werk hy daar by 'n upmarket restaurant in Stellenbosch. En toe het hulle nou dag iemand van hulle gevra, maar wil 5 van hulle nie kom help by 'n privaat funksie nie. Dan bel hy my die sondagoggend na hy die Saterdag die funksie gehad en hy sê, my pappa, jy het soos in jou lewe nog nooit beleef nie. Hy sê dit was die who's who van Stellenbosch wat daar was.
Hy sê, jy het in jou lewe nog nooit so 'n klomp ryk mense saam mekaar beleef nie. En ek dink soos jy heeltemal reg gesê, daar's tyd wat dit sou al vanaf klink as die kerk sê, jy mag nie ryk wees nie. Nou, weet jy of jy ryk is en of jy arm is eintlik niks seggend nie. Want vir jou is jou leefwêreld is jou realiteit. Ja. So, dit lyk tog vir my as die skrywer van Psalm 49 so half en half, soos jy het laasweek ook gesê het, lament, 'n klaaglied het van, Here, ek verstaan nie, hoe kom dit ander mense so baie en het lyk hulle so voorspoedig en hulle so gelukkig en hulle so, en het word nie meer en hier sit ek en ek moet raap en skraap om iets by mekaar te kry, net om vandag te kan eet. En interessant dat die Here hom dan nie in hierdie Psalm daarop antwoord nie. Behalwe om te sê, weet jy, dit is soos die lewe is. So moenie daarin iets meer lees as wat dit is nie. Jy kry mense wat, dit lyk hulle is voorspoedig, maar but it doesn't mean anything. Dit beteken eintlik nie, jy weet, is 'n ruilmiddel. Geld het net waarde as jy dit kan aanbied vir iets anders in ruil. Ja. En dan kom hy en hy sê, en vir dit waaroor dit gaan in die lewe, werk dit nie. Ja, want jy kan dit nie ruil vir 'n lewe nie. En ek weet nou baie keer sien ons dit nie. En ek dink dis die scary ding nie, dat op 'n manier, ek dink dis maar waar op 'n manier vir almal van ons nie, is daardie realiteit van op een of ander stadium in my lewe gaan ek gekonfronteer word aangesig tot aangesig met iemand vir wie dit wat ek is en dit wat ek het geen saak maak nie. Ja, ek sê baie keer vir die kinders, dit is nie 'n probleem as dit nog met geld reggemaak kan word nie. Jy het dalk nie die geld nie, maar iewers kan mens geld of jy kan, maar solank die krisis nog met geld opgelos kan word, maak nie saak hoe baie geld nie, is dit nog nie 'n krisis nie, maar daar's probleme soos die dood of 'n siekte of wat ook al het jy al die geld in die wêreld, gaan nie help nie. So dis net 'n krisis as geld nie meer kan help nie. En dan moet jy weet, daai krisis lê in God se genade. En dan moet ons mekaar vra, ken ek God se genade? Ek luister altyd, en ons is almal skuldig daaraan, want ons sal sê die Here het my geseën. En vir party ouens seën die Here met 'n nuwe Mercedes en vir die ander ouens seën die Here met 'n nuwe fiets. Lollipop. Ja, of 'n tweedehandse warm ding. So hoe werk die Here se seën dan nou? Hoe meet mens dit? En ek dink as God begin om 'n volk saam te stel, roep hy vir Abraham, een van die rykste ouens in die Bybel. So Abraham was baie ryk en dan kry jy Jesus, God se eie seun, het niks nie. So ja, God se seën is altyd vir my nogal interessant in die volksmond. En dis my ostebeheptheid. Jy weet, ek lees nou op sosiale media, almal is nou verskriklik begaan oor wat die paus se salaris is. Of hoeveel geld die paus in sy bankrekening. Of wat 'n kleur sy skoene is. Jy weet, en ek dink as die oorlede paus vir ons een les kon gee, dan is dit, weet jy, doesn't matter. Die een oomblik is hy hoof van die Rooms-Katolieke Kerk met meer as 1 miljard mense, en die volgende oomblik lê jy koud en bleek en word jy gebêre. En dan vra die psalmdigter maar hoe werk dit? Ek bedoel, wat is die sin van dit alles? En dan kom sê, weet jy, die verskil tussen julle, die verskil tussen ons, is dat vers 16, maar vir my sal God loskoop uit die mag van die dood. Ek sal hom behoort. En dit gebeur op 'n vlak wat ongelowiges geen beheer oor het nie. Ja.
in 'n halfe handelseenheid wat gelowiges nie, ongelowiges nie toegang tot het nie. En daarom sê, en ons sê mos altyd, as iemand vir jou iets sê, die eintlike storie begin met maar. Ja. Luister eers, moenie begin luister na dit wat na die maar kom. Dan sê, maar vir my sal God loskoop uit die mag van die dood. En is dit nie die wonderlikheid, want dis Heidelberg's katekismes vraag antwoord 1. Wat is jou troos in lewe en sterwe? Dat ek in lewe en sterwe met liggaam en siel nooit aan myself nie, maar my getroue verlosser Jesus Christus boord. Hy het my losgekoop uit die dood. En ek dink dis die wonderlike daarvan. Ja, ek sluit af en die psalmdigter kom sê ook, of die koragiete kom sê ook, dis nie nadat ek al die wette nagekom het. Hierdie is nog steeds, selfs in hierdie kant van Jesus se geboorte, is dit genade. God wat loskoop, nie ek het nie so baie geld, of ek het so baie gedoen, of ek het so baie reg. Nee, maar God sal my loskoop. Dis genade. Jo, ja. Sela. Kom ons sluit af. Here, dankie dat ons vanoggend kan leef met 'n maar God. Ons verstaan nie noodwendig altyd hoe die seën werk nie. En ons verstaan ook nie altyd hoekom het party baie en party min nie. Maar Here, ons verstaan genade op 'n manier wat ons weet, dit het eintlik nie veel met ons te doen nie. En dat dit U is wat dit gee. En dankie Here dat ons met die sekerheid van maar God wat loskoop kan lewe. En dankie dat ons kan bely, dat ons glo dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Mag ons daaraan vashou en mag ons sekerheid daarin lê en nooit dit wat ons het of besit of dit wat ons besit nie. Ons bely dit en ons glo dit en ons eer U daarvoor. Amen. Amen.